Goeienaand. Verskeie plekke in die Bybel word gewys hoe riviere in die skepping van die Here 'n openbaring is van God, van sy mag, sy sorg, sy genade. Ons bely immers in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 dat die hele skepping, en dis ook die riviere, 'n boek is waarin ons die onsigbare dinge van God, sy ewige krag en heerlikheid kan raak sien. In sy woord, die nog duideliker openbaring, gebruik die Here dan sy skepping om met ons te praat. En riviere is deel daarvan. Hy vorm die aarde, hy gee lewe aan mense en diere, hy laat dit reën, hy laat riviere vloei of opdroog. Hy gebruik die water om te red of te oordeel. Van die begin af, in die tuin van Eden reeds, het die riviere wat daar ontspring het lewe gebring. Dit het die tuin nat gemaak. Sonder daardie water sou daar geen lewe kon wees nie. Soos riviere, God se waterkanale waardeur hy lewe oor die aarde heen versprei, vir mens, diere, plante. Dis deel van sy lewegewende genade. Deur die geskiedenis heen het riviere soos die Jordaan en die Nyl lewensare vir volke en beskawings geword. En ook vandag in ons droë land Suid-Afrika besef ons die onskatbare waarde van riviere vir landbou, vir voedselvoorsiening, vir oorlewing. Riviere is egter nie van self seëninge nie. Hulle is slegs seëninge in die hand van God. Want riviere is ook simbole en middels in die hand van God wat regverdig oordeel. Wanneer riviere oor hulle walle stroom, bring hulle verwoesting en dood. So het die Here riviere gebruik om die vyande van Israel te verdelg, soos in die tyd van Debora en Barak, toe die Kison rivier die vyand meegesleer het. En net so kan God ook die water in riviere laat opdroog om daardeur oordeel te bring. Hy kan, wanneer hy oordeel, selfs die water van die magtige Nyl in bloed laat verander, sodat alles daarin vrek. Riviere is dus in die hand, die voorsienige hand van die Here tot seën. Riviere word ook simbolies gebruik om, soos die psalmdigter, sy vrese, onsekerhede, aanvegtinge en benoudhede mee uit te druk. Beskryf sy omstandighede is soos diep waters, soos 'n rivier wat dreig om hom mee te sleer. En dan beloof die Here ook, soos in Jesaja 43, dat hy by sy volk sal wees en dat die water hulle nie sal oorstroom nie, nie soos riviere sal wegspoel nie. Die diepe simboliek van die Here se werk deur die rivier lê egter in die lewegewende aard van die water, van die rivier in God se hand. Deur die Bybel gebruik die Here die beeld van water en riviere om verlossing mee te beskryf. Die lewe hierna word in Openbaring 1:22 onder andere soos volg beskryf, vers 1 en 2. Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Hierdie toekoms, 'n toekoms van lewe en versorging, is 'n werklikheid vir hulle wat in Jesus Christus glo. Hy wat self die fontein van die lewende water genoem word. Wie aan hom glo sal nooit weer dors kry nie. Die profeet Jesegiel in hoofstuk 47 het eeue tevore reeds aangedui dat in Christus daar lewe sou wees. Dis deur die beeld van die rivier wat uit die tempel uitvloei,
en selfs in die dooie see vars lewe gebring het. Ons drink vandag uit die rivier van die lewende water, deur die geloof in Jesus Christus. Kom ons doen dit. Kom ons laat die lewende water van die Heilige Gees deur ons vloei. Kom ons laat toe dat dit nie in ons opdam nie, maar deurvloei en soos 'n rivier lewe aan ander gee. En ag, ons moet tog nie dat die aardse riviere met hulle lewende water so besoedel word nie. Dit is middele in God se hand van versorging. Dit is immers net deur die helder skoon water van die rivier dat ons die simboliek van die lewegewende genade van die Here kan raak sien. Goeienaand.